Goeiedag en welkom by hierdie uitgawe van TLI SA se Landbou Spore. Kommunikasie, publisiteit en bemarking is nie opsioneel in landbou nie. Dis 'n noodsaaklike vir oorlewing en sukses. SA se landbousektor moet aanpas by digitale tendense en verbruikersverwagtinge. 'n Oproep tot aksie vir samewerking tussen media, boere en beleidsmakers om landbougroei te bevorder. Vandag gesels ons met Daleen Gous, besturende direkteur van Edge Communications, oor hierdie opwindende veld en hoe ons dit in landbou kan en moet benut. Baie welkom Daleen en dankie vir jou tyd. Baie dankie Sean, dit is lekker om deel te wees. Dankie man, dankie dat jy jou tyd gemaak het vir ons. Ek gaan sommer wegspring met 'n vraagie vir jou. Watter rol speel kommunikasie in die landbousektor en hoekom is dit belangrik vir boere en landbouondernemings? Sean, dankie. Ek dink dit is regtig een van die dinge wat maklik onderskat kan word. As mens in enige besigheid is, maar baie definitief ook in boerdery, wat ook 'n besigheid is, dan fokus mens op die hoofdoelwit van jou besigheid, daai dienslewering of om te plant of om jou diere op optimaal te kry. Maar mens vergeet baie maklik noodwendig van kommunikasie en bemarking. En die ding in die landbou is veral dat kommunikasie verbind boere, landbouondernemings, beleidsmakers en verbruikers met mekaar. En ek dink dit is uitsonderlik belangrik. En anderster is in die ou dae waar ons prosesse gehad het, in terme van regulasies en 'n beleidsomgewing wat voordelig was, is dit nie meer so in Suid-Afrika dat ons op ons lauwere kan lê en vertrou dat as ons 'n goeie produk het, dit reg by die mark gaan uitkom nie. So elke landbouonderneming, elke landbouer het 'n verantwoordelikheid vir alles hy wil hê en hy wil suksesvol wees met sy besigheid, om te kommunikeer. En goeie kommunikasie verseker dat belangrike inligting, selfs nuwe tegnieke, markpryse, beleidsverandering vinnig en akkuraat versprei kan word. Daar's aanhoudend 'n groter behoefte aan duidelike en deursigtige kommunikasie tussen boere en belanghebbendes. Ek dink is ook 'n groot rol wat die boer speel wat hy nie noodwendig besef nie, soos wat ek reeds genoem het. In terme van beleidsomgewing, politieke omgewing, in die verlede was dit so dat hulle dalk 'n beter begrip gehad het van wat in landbou aangaan. En dan tweedens, natuurlik die media en selfs digitale platforms soos sosiale media speel 'n belangrike rol in die opvoeding van die publiek oor landbou. Baie keer is ons publiek het beperkte kennis. Ons kan nie as landbouers aanneem dat die publiek weet waar hierdie produkte vandaan kom of aanneem dat hulle weet hoe dit geproduseer word nie. So kommunikasie help om wanopvattinge oor boerdery aan te spreek. Ja, baie dankie. Ja, dis definitief so. Waarom is strategiese kommunikasie noodsaaklik vir ons boere en landbouondernemings? So, kommunikasie, publisiteit en bemarking gaan juist daaroor om jou reputasie en verhoudinge aktief te bestuur. Nou, as ons praat van reputasie en verhoudinge, mag ons dadelik dink dit is slegs vir groot korporatiewe maatskappye, mense in die stad, maar die realiteit is dat landbouondernemings landwyd, wêreldwyd, ook reputasie het om te bestuur. En hoe beter hulle reputasie bestuur, en hier kan ons net kyk na 'n paar lekker uitstekende voorbeelde van groot boere in Suid-Afrika of groot landbouers in Suid-Afrika wat regtig hulle handelsmerk begin ontwikkel het en wat met die publiek praat en hoe hulle handelsmerk in die publiek gegroei het. So ek kan aan heel wat boerderye dink, ek gaan nie nou voorbeelde noem nie, maar een belangrike ding is juist dat jy besef dat jou boerdery het, daar is 'n reputasie aspek, daar is 'n handelsmerk aspek, skep 'n handelsmerk, skep 'n beeld en 'n identiteit rondom jou boerdery. En dit gaan jou ook help in die toekoms wanneer ek praat nou wil ek graag bietjie net raak aan veral sosiale media en die geleenthede wat daar is rondom kommunikasie en bemarking. Die landboubedryf op alle vlakke, selfs kleinskaal boerdery, kan kommunikasie, publisiteit en bemarking aanwend om hulle bedrywighede te bevorder. En skakelwerk is nie net vir goeie nuus en mooi stories nie. Wat speel regtig ook 'n kritieke rol in krisiskommunikasie, in tye wat daar 'n probleem is, in tye wat daar erge droogte is, 'n siekte uitbreke, dan is dit juist baie belangrik om 'n kommunikasiekundige aan jou sy te hê om jou te help om dit te bestuur. En dit is wanneer 'n kommunikasiestrategie reeds vir jou rigting gegee het oor hoe om dit te hanteer. En dan boere se kommunikasie met
met politieke partye en regeringsliggame, departement van landbou, selfs kleinhandelaars, hulle kommunikasie met verskaffers, verbruikers, moontlike uitvoere, al daai kommunikasie moet deel wees van 'n groter strategie en 'n groter kommunikasieplan. Goed, dankie, ja. So, deur effektief te kommunikeer, wat 'n invloed kan boere in die mark hê? En hoe benut hulle hierdie invloed? Sean, wanneer boere hulle stories deel en betrokke raak by die publiek, sodat ons nou aangeraak het, wanneer hulle handelsmerk ontwikkel, wanneer hulle effektief begin deelneem op verskillende platforms, wanneer hulle besef dat hulle 'n rol het in terme van kommunikasie en die lewering van kommunikasie en nie net bemark jou produk nie. Jy het 'n groter handelsmerkrol, jy het 'n groter reputasierol. Dit geld iets. Dan beïnvloed hulle. Dan begin hulle om beïnvloed te wees en beïnvloeders te wees. En dan kan hulle ander mense soos die publiek en verbruikers en beleidsmakers oor landbou laat dink. So hoe meer boere en landbouers ons kry om effektief te begin kommunikeer op sosiale media, met webwerwe, op verskillende platforms, hoe meer effektief gaan ons kan beïnvloed in ons totale omgewing. Ek dink hy sommer net aan 'n Facebook groep, African Farmers Club. Nou, meeste mense sal ek nie deelneem aan enige Facebook groepe nie. Ek stel nie belang nie. Maar op daai groep is honderde duisende lede. En dit toon eintlik vir ons hoe gesamentlike kommunikasie 'n impak kan hê. Wanneer boere hulle produkte direk deur sosiale media bemark, dan kry hulle beheer bietjie oor hulle prysbepaling. So ek wil regtig sê, ja, een gaan ons nie 'n effek hê nie. In die ou dae is daar juis koöperasies gestig vir daai doel. Vandag het ons digitale media, ons het sosiale media, ons het die internet. So as elke plaas en elke boerdery en elke boer 'n digitale teenwoordigheid het, 'n internet teenwoordigheid het, dan het hulle eintlik sonder dat hulle besef 'n massa invloed op die mark, op prysbepaling. Hulle kan beïnvloed rondom volhoubare en etiese boerderypraktyke. Hulle kan 'n invloed uitoefen oor denkwyse. So dit is mens moet bietjie anders begin daaroor dink as net soos wat ons in die verlede daaroor gedink het. Dit is eintlik 'n opwindende spasie om te wees, né? Ja, absoluut. En jy het geraak in hierdie in sosiale media en handelsmerk bou. Watter raad het jy vir ons boere en ander landbouondernemings? Raad het ek niks as dit by boerdery self kom nie. As jy ons spot altyd in die bemarkingsomgewing, al het jy die beste produk, regtig die beste produk in die wêreld, jy lewer die beste diens en jy gee absoluut 100% kwaliteit, maar jy bemark nie, gaan niemand van jou produk weet. Jy kommunikeer nie oor jou produk nie, gaan jy nie 'n suksesvolle onderneming hê nie. Ons sit in 'n omgewing vandag waar die kompetisie drasties verander het. Kompetisie veral in terme van dit wat aangaan digitaal en op die internet. Jy kompeteer nie net met die plaaslike spar of kleinhandel besigheid nie. Jy kompeteer met massas, duisende mense op die internet, winkels op die internet, maklike aflewering, maklike bestellings. So as dit kom by raad, kan ek definitief raad gee oor kommunikasie en bemarking. Maar die eerste deel van dit is baie belangrik, handelsmerkposisionering. Ons het so 'n bietjie gepraat van. En dis nie net 'n logo nie. Dit is gaan baie meer oor dit, maar boere moet hulle self sien as moderne besigheidseienaars, nie net as voedselprodusente nie. Wat maak jou uniek? Wat maak jou boerdery uniek? Is jou metode, jou familie-erfenis of spesiale produkte iets anderster? Vertel daai stories. Vertel daai stories op sosiale media, vertel daai stories op 'n webwerf. Facebook is baie gewild in landboukringe en is ideaal vir opdaterings oor jou plaas, oor jou boerdery, waarmee jy besig is, waar jou produkte vandaan. En dan het ons natuurlik die geleentheid op Facebook om ook aan markte en verkope deel te neem. Jou mark is op sosiale media, jou mark is op die internet. Maak dit vir hulle maklik om aan te koop, maak dit 'n proses wat maklik is om te bestel, goeie aflewering,
prysbepaling, soos wat ek reeds genoem het, 'n goed beplande webwerf met maklike toegang, wat voorraad kan meet, maak dit vir jouself maklik, wat jou kan help om jou produkte aanlyn te verkoop. Plaas gereeld sosiale media plasings, reageer vinnig, deel waardevolle inhoud. Al daai klein goedjies versterk jou handelsmerk en die vlak van vertroue tussen jou en die verbruiker. En dan het ek nog 'n nota, kies platforms wat by jou kliënte pas. As jy in 'n kleiner dorpie omgewing is, moet jy onthou dat jy op relevante plekke moet bemark waar jy kan aflewer, of jy moet 'n plan in plek hê vir aflewering. So dink vooruit en dink aan klomp aspekte. En dis hierso waar 'n kommunikasieagentskap vir jou van baie hulp kan wees. Nee, baie dankie. En natuurlik is julle die ideale mense om hande te vat met iets van die grond af te kry, veral vir ons mense wat dalk nie so tegnies aangeleë is of so op die voorgrond is nie, van sosiale media en tegnologie nie. Ja, as ek gou kan inkom hierso, veral Ja. omdat jy dit sê. Dit is juist die ding. Ek dink 'n boer skrik onmiddellik as hy hoor dalk 'n webwerf kos om, ek weet nou nie, kom ons noem net 'n bedrag R20,000, maar die realiteit is, as jy verkope kan genereer daardeur, en as jy maklike aflewerprosesse, en as jy vir jou 'n totale ander mark kan skep daardeur, hoekom nie? Want jy gaan daai inset wat jy gemaak het op sosiale media of op digitale bemarking, gaan jy baie vinnig terugmaak. So mens moet ja, mens moet ook daarna kyk met 'n ander uitkoms in gedagte. Ja, fantasties. Zeg maar, jy het dan ook weer aangeraak aan mediaverhoudings en om 'n sterk band met dit te bou. Hoe doen ons boere en landbouondernemings dit? Hoe help? John, soos ek al aangeraak het, is ja, die media speel regtig 'n belangrike rol. En die media is baie keer in ons landbouers, en ek glo veral in ons meer Afrikaanse landbouers, so skuldig aan nuus wat hulle deel wat dalk nie volgens ons akkuraat is nie. Stories wat hulle deel wat ons sommer vies maak of warm onder die kraag maak. Die realiteit is, dit is ons as landbouers en boere se verantwoordelikheid om die regte kommunikasie by die media uit te kry. So enige plaas, enige boerdery, besigheid kan 'n goeie media lys hê. Kan media verhoudinge bou. So kry vir jou 'n kommunikasieagentskap om jou te help. Gebruik die krag van stories op jou plaas, op jou boerdery, en lig die regte suksesverhale, die ware feite oor boerdery uit. Deel gereeld goeie kwaliteit, interessante boerdery inhoud met die media. Deel daai feite met die media. Ons het 'n baie groot rol om te speel in wat die media dink en wat hulle publiseer. En ons kan nie net terugsit en kwaad raak nie. Ons moet ook doen. So proaktiewe stories en strategieë eerder as reaktiewe. Nou moet ons hierdie krisis hanteer, die media het dit gesê. Ons moet vennootskappe bou met die media, maar ook met beïnvloeders, en in Engels verwys ons na influencers. So daar's baie lekker media geleentheid in terme van dit. Daar het alreeds 'n paar boerderye in Suid-Afrika met beïnvloeders saamgewerk, byvoorbeeld chefs of kosbloggers of landboupersoonlikhede op jou boerdery en jou produkte bemark, maar ook om die algemene publiek se persepsie te vorm. Ja, nee, ek dink dit is 'n mondvol, maar dit is ook baie belangrik. En ek wil vir jou dankie sê vir jou insigte oor hierdie baie belangrike onderwerp. Ek dink dit is regtig nodig dat ons daarna kyk en met die tye verander, né? En bybly. Anderster gaan jou boerdery nie bybly nie. So ek wil vir jou baie dankie sê vir jou tyd. Ja, en ons sien uit om hierdie pad verder te stap. Op daai noot, landbou spore is moontlik gemaak deur Boer Media en natuurlik Edge Communications. So ons sê vir jou baie dankie Daleen. En dan wil ons vir jou as kyker ook baie dankie sê dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. Baie dankie Sean, dit was lekker.